Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer by Straatwys. Nou daar is 'n oomblik waar baie van ons stil raak. Nie omdat alles reg is nie, maar omdat ons moeg is. Ons raak moeg vir probeer, moeg vir hoop, moeg vir droom, moeg vir nog 'n teleurstelling in die lewe. En dis nie altyd duidelike goeders nie, want ons hou nog aan werk toe gaan, ons bid nog, ons bly nog in die verhouding en ons glimlag nog. Maar ergens as ons eerlik is, het ons onttrek. Ons sit by die huis terwyl die lewe oorlog toe is. En dis presies waar Dawid homself bevind. Want in 2 Samuel 11 is daar 'n sin wat soos 'n rooi lig flikker, wat sê, in die lente, die tyd wanneer konings uitgaan om oorlog te voer, het Dawid in Jerusalem agtergebly. Nou hierdie agterbly van hom was nie in sonde toe hy by die huis gebly het nie, hy was net nie waar hy moes wees as die koning nie. En dis hoe dit begin, nie met 'n oorspel nie, nie met 'n moord nie, maar met onttrekking. Met daardie ding van, ek is moeg, of ek het al genoeg gesien, of laat die jongeres nou maar doen wat hulle moet doen, of ek het al seer gekry. Trauma leer jou nie altyd om te huil nie, dit leer jou om toe te maak. Vernedering maak jou nie net seer nie, dit leer jou om laag te mik. Mislukking fluister nie altyd, jy is niks werd nie, dit sê, dis veiliger om eerder niks meer verder te verwag of te doen nie. En so hou ons op droom, ons hou op waag, ons hou op glo dat liefde, vreugde, betekenis en roeping nog vir ons daar is. Selfs mense van geloof, selfs mense soos Dawid, 'n man na God se hart. Maar hier is die straatwys waarheid. Die prys vir onttrekking is altyd groter as die pyn wat jou laat onttrek het. Dawid het gedink hy rus, maar daardie ledigheid van hom het hom blootgestel. Sy siel was sonder rigting, sy oë sonder dissipline en sy hart sonder stryd. En toe neem een keuse 'n kettingreaksie van verliese. Nie net vir hom nie, maar ook vir sy huis, sy kinders en sy koninkryk. God het Dawid nie verlaat nie, maar Dawid het homself uit die stryd uitgehaal, uit die lewe uit gerangeer. En dis belangrik, God werk saam met mense wat opdaag. Ja, God kan genees sonder jou, hy kan herstel sonder jou, hy kan jou dra deur seisoene van rus, maar God het jou nie geskep om permanent langs die veld te sit nie. Prediker sê, tot die laaste asem moet daar vreugde wees in jou arbeid. Jesaja sê ook, die wat op die Here wag kry nuwe krag, hulle hardloop en word nie moeg nie. En dis nie 'n belofte van gemak nie, dis 'n belofte van hernuwing terwyl jy beweeg. Selfs jou gebede is nie bedoel as 'n wegkruipplek nie. Gebed is nie 'n verskoning om nie deel te neem nie. Dis 'n kragsentrale van deelname waar jy vir God kan vra, Here, gee vir my die wysheid, gee vir my onderskeiding, help my met die timing van hierdie besluit. Nie om jou uit die lewe uit te haal was glad nie die plan nie, maar om saam met God die oorwinning te behaal. Dit is waarvoor ons geroep is. Jy is nie klaar omdat jy ouer is of te oud is nie. Jy is nie onbruikbaar omdat jy geval het en mislukkings gehad het nie. Jy is nie irrelevant omdat jy seer gekry het nie. God het jou geskep om tot die einde toe vol te hou, met genot, met vreugde. Ja, dit gaan soms moeilik wees, maar met betekenis. Nie onverskillig nie, nie afgeskakel nie, nie in jou dop ingekruip nie. Nou as jy voel vandag dat jy agtergebly het, terwyl die lewe aangaan, is hierdie nie vandag 'n veroordeling nie. Dis 'n uitnodiging vir jou, om te sê, staan op, trek jou skoene aan, en gaan terug veld toe, en gaan neem deel aan die lewe. Nie omdat jy sterk is nie, maar omdat God nog nie klaar is met jou nie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag, en tot ons weer saam stap, mooi loop.